Ons is tans besig met die 5 solas van die gereformeerde leer en ons het gesels oor sola scriptura so 2 weke terug en gister oor sola fide, wat geloof alleen beteken. So kom ons dink gou weer oor gister se beeld. 'n Dogtertjie kry die sleutel van haar nuwe huis en met groot oë druk sy dit in die slot, draai dit en die deur spring oop en sy roep hard, ek hoort hier. Maar dan stop sy. Sy loop die kombuis toe waar haar ma kos maak nie. Sy sit nie aan tafel saam met haar pa nie. Sy gaan nie speel op die rusbank saam met haar boeties nie. Sy het die sleutel, ja, maar sy leef nie binne die huis nie. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. Dis 'n beeld van hoe en wat baie Christene vandag glo, sola fide, geloof alleen, beteken. Ek het die gebed gebid, die deur oopgesluit, ek's reg vir die hemel, klaar. Maar die Bybel vertel 'n ander storie. Jesus het nooit mense genooi om net te glo nie. Hy het gesê, volg my. Kyk na Matteus 4 vers 19. Toe hy vir Petrus en Andreas sê, kom hier, volg my, en ek sal julle vissers van mense maak. Dis nie 'n oomblikse besluit alleen nie. Dis 'n pad, 'n reis, 'n lewe. Paulus verduidelik het so mooi in Romeine 12 vers 2, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hy sê ook in Filippense 2 vers 12 tot 13, werk julle eie heil uit met vrees en met bewing, want dit is God wat in julle werk. Geloof is nie 'n eindstreep nie, dis 'n beginstreep. En dit bring ons by die hart van ons visie in SA gemeente, om as die nommer 1 netwerk vir jou lewe te funksioneer, soos jy as die nommer 1 netwerk in ander se lewens funksioneer. Ons is nie hier om net sleutels uit te deel nie, ons is hier om mense te help binne in die huis te leef. Om gemeenskappe te bou waar ons saam eet, saam lag, saam huil, saam leer, om 'n netwerk van lewens te vorm, wat wys hoe lyk dit om die huis van God bewoon te hê. Dis die verskil tussen 'n slagspreuk en 'n storie, tussen ek glo en ek volg. Jakobus sê dit reguit in Jakobus 2 vers 17, geloof op sigself, as dit nie gepaard gaan met dade nie, is dit dood. So hier is my vraag aan jou. Het jy by die deur vasgesteek, of leef jy reeds binne die huis? Het jy al jou plek by die tafel ontdek, jou stem, jou roeping, jou rol in hierdie wêreldwye familie van God? Die goeie nuus is, die sleutel is gratis, dis genade, maar die uitnodiging is nog groter. Kom woon saam met my. So vandag, stap deur die deur, sit aan die tafel, leef voluit in die huis van God, want geloof alleen was nooit die einde nie. Dit was net die begin. Tot môre, mooi loop.